Dis oordenkingtyd en welkom op hierdie Vrydag 3 Desember en ons lees vandag Johannes 3. Dit is maklik om te onthou as jy nie die eerste 2 dae opgevang het nie. Ons lees elke dag 1 hoofstuk en gelukkig nie in hierdie oordenkingtyd nie. Al wat ons doen in die oordenkingtyd, bietjie jou help te verstaan wat in die hoofstuk gebeur, maar dan gaan lees self, vat tyd uit, dit raak miskien nou 'n bietjie rustiger waar jy is. En miskien wil jy dit nie nou doen nie, miskien wil jy dit doen wanneer jy eers met vakansie is, maar dit is regtig wonderlik. En die rede hoekom ons Johannes gekies het is, Johannes vertel baie van Jesus. Ons kry baie van Jesus se karaktereienskappe en as ons Kersfees wil vier, moet ons verstaan wie se lewe ons vier. En daarom kyk ons so 'n bietjie meer in diepte na hierdie boek. So vandag lees ons saam Johannes 3, maar kom ek vertel net meer. Johannes 3 vertel van 3 tipes reaksies op Jesus. Eerstens, mense wat tot geloof gekom het, op grond van wondertekens wat hy gedoen het, en tweedens 'n gesprek wat hy met Nikodemus gehad het, die fariseërs en 'n bekende leermeester, en wat dan een nag vir Jesus kom voer het, kom kos bring. En dan die derde deel is 'n getuienis van Johannes die Doper oor Jesus, en dis eintlik so 'n mooi gedeelte. Nou, ons almal ken, of is bekend met Johannes 3 vers 16. Wat sê, want so lief het God die wêreld gehad. Maar hierdie gedeelte kom uit 'n gesprek uit wat Jesus met Nikodemus het. Waar Nikodemus nie heeltemal verstaan dat 'n mens weer gebore moet word nie. En dit maak dit vir moeilik dat hy sê, maar ek sal 'n ou man, hoe kan ek weer 'n kind word? Maar die gedeelte loop so in Johannes 3 vers 16 tot 20. Sê God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Sien, daar's 'n klomp gedeeltes hierna wat verduidelik hoe disippels, hoe mense in geloof kan nie net op grond van wondertekens gebeur nie. Ek weet is baie keer 'n wonderteken wat jou laat dink, wow, daar moet 'n God wees. Die geboorte van 'n kind, dit klomp goed, is wondertekens, en dan dink jy, daar moet iemand groter as ek wees. Maar tog lees ons in die stuk verder hier in Johannes 3 of Johannes 6 verder, waar baie mense Jesus verlaat het. Aanvanklik volg hulle hom, want hulle sien wondertekens en hulle hoop daar gebeur iets met hulle ook, ek bedoel dis menslik, maar dan hou dit nie. Hulle besef geloof is nie net iets wat jy kry nie, is nie net iets wat gebeur nie, dis iets wat die Heilige Gees binne in jou wakker maak. Jy kan dit nie self opwek nie en jy kan nie daarvoor werk nie. En dis 'n hele verandering wat moet gebeur, en dan kom hierdie ding van Nikodemus, waar hy in die nag met Jesus kom praat, en waar hy selfs bang is vir sy eie lewe, want hy wil verstaan, hoe werk hierdie ding? En dan verduidelik Jesus vir hom, eerste geboortenis uit water, nou baie mense dink dis doop, maar dis eintlik fisiese geboorte, en dan die tweede geboorte is in gees. Nou Nikodemus sou later moes leer dat hy kan nie langer van onder af geloof hê nie. En dis wat baie mense doen, ons leef van die aarde af op. Here, dit wat ek hier sien, die wondertekens wat ek hier sien, dan leef ek op en ek glo. Maar hy sê nee, geloof kom van bo af. Ons moet 'n verhouding daar hê, en dan sal ons dit hier anders beleef. Die einde van die gesprek met Nikodemus word nie vir ons vertel nie. Maar tog sien ons later hoe hy vir Jesus opkom voor die Joodse raad. En selfs toe Jesus gesterf het, of net voor hy waar hy vir hom balsem bring en die lijk probeer balsem en behandel. So ons neem aan, Nikodemus het wel toe 'n gelowige geword wat Jesus gevolg het. Sien, niks wat in my lewe wat goed is, kom van myself af nie. Selfs nie my geloof nie. Dat ek glo en veral bly glo, is genade van God. Dis die Heilige Gees wat werk in my en in jou, en die feit dat jy hierna kyk, dis genade van God dat ek en jy bly glo. Dit gaan nie noodwendig oor wat ons sien nie. Sien, baie keer kom ons mense oor ons pad wat nie meer hoop het nie, wat hopeloos voel, want hulle kyk na wat om hulle aangaan. En dis dan wanneer ons hulle moet vertel van die een wie se verjaarsdag, sy geboorte ons nou gaan vier in 'n paar weke, en sê, maar as jy hom in jou lewe kan bring, verander dit nie noodwendig dit wat om jou gebeur nie, wat verander wie jy is. En dit gee vir jou hoop vir 'n ewige lewe. Wil jy nie vandag bid vir iemand wat jy weet hopeloos is op die oomblik, of wat die Heilige Gees nou op jou hart lê? En sê, ek weet daai man is so hopeloos op die oomblik. Hy het geen hoop binne in hom, of sy het geen hoop in haar nie. Wil nie vandag hulle opdra aan die Here
En mag die Heilige Gees weer vir hulle nuwe hoop opwek nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Nikodemus se storie. Waar hy ook wonder, hoe werk hierdie goed? Want baie keer kan kerk en geloof en al hierdie dinge vir ons so 'n bietjie vreemd voel. Ons verstaan nie hoe werk dit nie. Moet ek met die Here praat? Mag ek met Jesus praat? Ons raak vasgevang in 'n klomp detail. En Nikodemus het self gesukkel om te sê, maar hoe kan ek weer gebore word? Maar Jesus hier verduidelik vir hom deur te sê deur te glo. En wanneer ons kan begin glo, is dit regtig genade waar die Heilige Gees vir ons iets geopenbaar het. En daarom bid ek vandag vir elke man en vrou en kind wat hierna luister. Elke persoon wat nou in hulle gedagtes inflits, wat sê, Here, miskien is daardie persoon vandag hopeloos, sonder hoop. Mag jy vandag daardie hoop vir hulle teruggee, wanneer ons hierdie Johannes 3 lees, mag ons woorde raak sien, mag ons weer hoop begin beleef om te sê, maar ek wil ook Jesus so volg. Dankie vir u liefde vir elkeen van ons. Ons prys u in Jesus naam. Amen. Lekker lees, ons gesels weer môre. Totsiens.